Nou ja, ek groet hier die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus op hierdie baie besondere en wonderlike dag. Tot ek het 'n warm baadjie aan. Dit is koel en koud vanmôre daar hier in Bloemfontein. En ons groet ons mense daar in Tweespruit van Makarios gemeente en ook almal wat inskakel op Facebook. En die boodskappe is ook op YouTube beskikbaar. Almal word daar gebeere onder Makarios ABK. So u kan gerus op daar gaan kyk as u die verlede boodskappe van die verlede ook wil kyk. Maar terwyl ons dan so rustig sit en ons harte ook ontvanklik is vir sy woord, kom ons bid saam dat die Here ons sal seën vanmôre. Onse wonderlike God en Hemelvader, dankie dat u so lief was, dat u seun vir ons gestuur het, Jesus Christus, om vir ons 'n verlosser te mag wees aan die kruis. Ons dankie dat ons hierdie dag, die Paasnaweek, Goeie Vrydag, kan herdenk dit wat u vir ons gedoen het. Maar Here, ons sê baie kere so mag Paasvrydag nie elke dag in ons lewens wees. Om elke dag in dankbaarheid teenoor u te wees, want u het met u bloed betaal aan die kruis, dat ons van die mag van sonde verlos mag word. Here, wat 'n groot prys was dit nie om te betaal. U het self daar in die tuin van Getsemane bloed gesweet. Toe u in die alwetendheid kon sien wat vir u voorgehou word, maar nog steeds het u gesê, Here, nie my wil nie, maar laat u wil geskied. Here, my hart is gevul met ongelooflike groot dankbaarheid vanmôre, dat u vir my ook aan die kruis gesterf. So elkeen van ons wat vanmôre hier in die erediens sit, en in ander plekke in ons land en in kerke waar mense ook vanmôre opgegaan het in getrouheid, om dankie vir u te sê vir hierdie dag. Dankie te sê vir die kruis. Wil u vanmôre ons samekoms kom seën, dat ons opnuut in ons harte gevange geneem sal word deur die ongelooflike implikasie van hierdie kosbare dag, wat dit vir ons beteken en nog steeds beteken elke dag, en vir elkeen wat die naam van ons Here Jesus Christus aanroep. Here, baie dankie. My tong skiet ver te kort om u te loof en te prys, want al die lof en al die eer kom u alleen toe. Ek vra hierdie dinge in u kosbare naam. Amen. Nou vriende, ons gaan die gebeure van die kruis saam lees vanmôre uit Lukas, hoofstuk 23. Hoofstuk 23, ons weet daar is die 4 evangelies, samevatting of 'n gedeelte wat handel rondom die kruisiging en die pad van die kruis. Dit verskil so hier en daar, soos elkeen dit gesien het in daardie tyd en wat vir hom belangrik is. Maar ons lees vanaf vers 33 rondom die kruisiging, Lukas 23, vanaf vers 33. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom, in hoofletters Jesus, daar gekruisig en die kwaaddoeners een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, en hulle het sy klere verdeel en die lot daarop gewerp.
Wat 'n vernedering aan die kruis. Maar hulle tot sy klere was sy liggaam gestroop. So streng gesproke was hy naak aan die kruis. En die volk het dit staan en aanskou. En nou kom die verskriklikste, die kerkmense. En die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos. Laat hy homself verlos as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring. En gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. Hoekom asyn? Maak jou bloed dun, dan bloei jy nog meer. En daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreërse letters. Hy is die koning van die Jode. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus, Jesus, dink aan my, Here, wanneer u in u koninkryk kom. Hierdie is 'n belydenis van 'n man wat sy God ontmoet het, om Jesus te sien vir wie hy was. En Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit was omtrent die 6de uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die 9de uur, dis so van 12 tot 3 die middag. En die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik hierdie man was regverdig. En die hele skare wat vir hierdie skouspel bymekaar was, het op hulle borse geslaan, toe hulle sien wat gebeur het en hulle teruggegaan. En al sy bekendes het ver weg gestaan. Ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het hierdie dinge gesien, tot sover die kosbare woord van die Here. Ek wil graag ook verwys na 1 Korintiërs 1 van vers 18, die volgende woorde, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Ek lees dit weer, 1 Korintiërs 1:18, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, die krag van God. As ek dan die tema van môre kan gee, die kruis, die krag van God. Die kruis, die krag van God. En daarmee wil ek nie die aandag daarop vestig dat die kruis nou die groot moontlikheid is en die belangrikste is nie. Want dit was net 'n kruis wat 'n toonbeeld was in daardie tyd waar die slegste van slegte, die rowers en die ellendiges gekruisig is.
Die krag lê nie in die houtkruis, of soos baie vandag letterlik, vriende, daar's mense wat kruise aanbid. Daar word kruise om die nekkies gehang, terwyl hulle hoereer, en spot, en dronk word. Mense aanbid die kruis, maar die krag lê nie in die kruis nie, maar die krag lê aan die een wat aan daardie kruis gehang het. Die Seun van God, Jesus Christus. Hierdie gedeelte is skrikwekkend. As 'n mens die kruisiging lees, en weet jy wat, my dogter kom na my toe in hierdie week, en dit was vir my verblywend, dat sy as 'n matrikulant nog in 'n skool is, waar die woord gelees en geleer word, en die kinders aangemoedig geword het om hierdie naweek, die Paasnaweek, te respekteer, op te gaan kerk toe. En party van die personeel het gesê dat hulle ook die Jesus film moet kyk. Veral het hulle verwys na, en nou kan ek skielik nie op die naam kom nie, is dat? The Passion of the Christ. Nou vir u wat dit nog nie gesien het nie, dis 'n skrikwekkende verhaal rondom die kruisiging. En alhoewel daar so een of twee feite nie heeltemal Bybels korrek is nie, is dit 'n ongelooflike verhaal wat die Christus verhaal uitbeeld, en dat hulle so 'n bietjie meer aandag geskep in hierdie Passion of the Christ rondom die kruisiging, en hoe gruwelik dit waarlik was. En dit het my verbly toe ek dit aan dink, het ook nou vanmôre na die kerk toe ry, en ek sien hoe die mense besig is om te draf, en fiets te ry, sport te beoefen, en die karavane is gehak. Was dit diep in my hart getref oor die onkunde van die wêreld wat ons in lewe. Die onkunde rondom waaroor hierdie naweek waarlik gaan. En ek sal nooit vergeet, ek het baie jare terug, dis ek 20 jaar terug al, het een van die, en ek dink daai tyd was dit nog SABC 1, 2 en 3, en ek kan nie onthou wat se televisiestasies alles daar was nie, maar een van hierdie televisiestasies het met 'n kamera in groot winkelsentrums in beweeg, soos Pick n Pay en Checkers en die goed. En hulle, terwyl hulle nou die Paasnaweek afneem in hierdie winkelsentrums, terwyl die chocolate eiers en die hasies en al die goeders uitgestal is, en die hot cross buns en al die goed wat daarmee gepaard gaan, wat absoluut niks met Jesus Christus te doen het nie, het hulle aan mense gevra. En nou wat vir my baie ontstellend was daai tyd en nog meer vandag, soveel jaar verder, is dat hulle mense gevra het, waaroor gaan Paasnaweek? Waaroor gaan dit waarlik vir jou? En vriende, wat my diep in die hart getref het, is dat ek wil sê 90% van die mense se antwoorde, die meeste antwoorde van die mense wat hulle gevra het geantwoord oor die sjokolade, die paashaas en die eiers. Weinig tot niemand het geantwoord, dit gaan oor die lam van God wat geslag is, Jesus Christus. En ek was geskok om dit te sien onder my eie volk, my Afrikaans sprekende mense. Ek praat van meer as 20 jaar terug. Nou sê ek vir my, hoeveel te meer sal ons die antwoorde vandag hoor? Terwyl ek op die televisie gisterand gesit het na die advertensies, jy weet die advertensies, al die advertensies gaan oor die eiers en die sjokolade en oor kos wat jy nou vir goedkoper kan koop, want is nou Paasnaweek. Ja, vir selfs die drankwinkels het op die wa geklim. Hulle adverteer hulle drank teen goedkoop pryse, want is Paasnaweek. Terwyl drank in ons land meer as 84% die oorsaak is van alle kriminele oortredinge. Die ellende binne huise, gesinsgeweld, moord, roof,
Jy kan dit noem. Ja, selfs drank word geadverteer. Ja, die paashaas. En dan kan ek nie anderste as om my hart te sê vanmôre vir die Here, Here, is dit nie hoekom is die wêreld waar hy is nie, en meer as ons die strop nouer trek, is dit nie hoekom Suid-Afrika en die boere-Afrikaner volk is waar ons is. Mense voel sonder God en sonder hoop. Maar die paaslam Jesus Christus is vervang deur sjokolade hasies en eiertjies. Vir die wat miskien nog die moeite sal doen om the Passion of the Christ sal kyk, sal skrikwekkend sê, o, wat 'n gruwelike fliek. Hoe kan hulle so iets gemaak het? Want die dood van die Here Jesus, die bloed en die gruwsaamheid daarvan is vir hulle te veel. Ek kan nie glo, dis waar nie. En ek wil vir die vraag gaan lees maar net wat hulle met Jesus gedoen het. Hulle het die baard uit sy gesig geruk. Hulle het hom daar in die blok, in die middel van die vasgemaak met kettinge. En het hom gegeesel. Nou 'n geesel was 'n kort handvassel met 8 tot 9 lang leer. En in daai leer was daar been en staal in gevleg. En so 'n mens daar die geesel oor 'n mens se rug slaan, dan het daai ding letterlik die vleis en die vel uit jou liggaam geruk. Gruisam. Dit was die realiteit. Dis die prys wat Jesus betaal het. Dis wat sonde doen. Vriende, sonde is verskriklik. Ons wil sonde mooi praat vandag. Ons wil sonde 'n mooi wit baadjie aantrek vandag. Ons wil sonde 'n wit leentjie noem vandag. Maar sonde is die oorsaak van al die ellende wat ons in hierdie wêreld ken, die roof, die moord, die aardbewings, die ellende, jy kan dit noem, is die direkte oorsaak van sonde en die sondeval van Adam af tot vandag. En ons moet een ding baie mooi en duidelik verstaan, en ek sê dit veral vir die sogenaamde kerkmense, wat reken hulle is nie sondaars nie. Jy is nie 'n sondaar omdat jy sonde doen nie. Jy is 'n sondaar omdat jy in sonde ontvang en gebore is van jou moeder skoot af. Dis nie die dinge wat jy doen, of dit nou mooi of sleg is, wat jou 'n sondaar maak nie. Jou geboorte as mens maak jou 'n sondaar. En jy's verlore. En daarom moes daar so 'n skrikwekkende ingryping van God gewees het. Want sonde is verskriklik. Kyk wat het sonde aan die seun van God gedoen daar terwyl hy vasgeketting was. Hulle het hom geslaan, hulle het beurte gemaak. As die een soldaat moeg geslaan het die ander een oorgeneem en hulle die vleis, die vel van sy liggaam en sy bene afgeslaan en toe daar nie meer was nie, het hulle hom omgedraai, sê die woord. En hulle het sy voorkant gestroop van vleis en van been en van vel. En daarom met die Bybel verklaar, toe Jesus aan die kruis gehang het, toe het hy nie meer soos 'n mens gelyk nie. Dis die skrikwekkende beeld wat die mense daardie tyd gesien het. Nie die mooi bleek, maar man wat daar aan die kruis hang met 'n bietjie bloed aan die arms en die bene en hierdie wat die spies later gesteek. Dit was 'n gruisame beeld. Dis wat sonde is. Dis gruisam, dit vernietig mense se lewens. En daarom moes God so kragtadig ingryp. En dis hoekom die krag van die kruis van die lam van God so wonderbaar is. Want God het hierdie liefde juis aan ons bewys, weet jy wat my ongelooflik is. Terwyl hy bloed sweet daar in die tuin van Getsemane, toe hy al hierdie dinge sien in sy godheid, wat met hom gaan gebeur,
Het ek gesê, nogtans nie my wil nie, maar dat u wil geskied, God, my Vader. In Johannes 15:13 sê, groter liefde het niemand as dit, dat iemand sy lewe gee, vriende uit sy lewe gegee. Dit was die skrikwekkende prys wat God gevra het. Dit was die prys om van die mag van sonde verlos te word as mensdom. Daar moes bloed gestort word, die bloed van die lam van God. En wie was daai lam? Dit was Jesus. Maar as my so my hart ruk is Romeine 5 vers 8. Wat hierdie Gods liefde, wat hierdie Gods genade so openbaar. Maar God bewys sy liefde tot ons daaraan dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Ja, vriende, hy het nie eens gewag tot ons beter is nie. Hy het nie eens gewag tot ons beter praat en beter lewe en mooier aantrek en miskien na kerk toe gaan en mooier dinge doen nie. Nee, terwyl ons sondaars was, terwyl die wêreld verdoem was, het die Seun van God die prys van sonde betaal. Terwyl ons sondaars was. En my verder vul die woord van God sê, die Here Jesus in sy eie woorde, hierdie mag gee God aan my, om my lewe op te neem, maar ook my lewe af te lê. Die baie sê, joh, as hulle kyk na die kruis en die gruwsaamheid daarvan, hoe kon God die Vader dit aan sy seun doen? Weet jy vriende, dit was die prys van sonde. Dis wat sonde is, die gruwsaamheid. Maar weet jy wat my verder in die hart ruk? Terwyl Jesus gesien het wat met hom sou gebeur, sê hierdie woorde, ek doen dit uit my eie. Ja, God het my die mag gegee. In 'n oomblik, in 'n oogwink, kon hy sê, dit is anders. Kon hy gebid het, en die engele skare van die hemel oproep om die wêreld uit te wis. Maar hy neem 'n besluit om vrywilliglik, vriend, vrywillige die pad van die kruis te stap uit eie beweging. So Paasnaweek gaan nie net oor die groot liefde en genade van God die Vader nie. Dit gaan oor die groot liefde en genade van sy seun, wat bereid was om paaslam te wees, om geslag te word, vir jou en my sonde. En is my skrikwekkend in die dag en die tyd wat ons lewe, terwyl mense sê seker nie met die Bybel lees nie, dis hoekom hulle hierdie dinge nie weet nie. Dat hulle voortgaan om nie die gruwsaamheid van sonde in hulle lewens te erken en te bely nie. En as daar nog mense is wat 'n godsdienstige pad stap, dan wil hulle dit wat Jesus aan die kruis gedoen het met werke verdien. Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, want uit genade is julle gered, hoe? Deur die geloof, dit nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God, vers 9, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Daar's geen ding wat jy kan doen. Al is dit hoe mooi, al is dit hoe pragtig, al is dit hoe godsdienstig, wat jou die genade en die liefde van God kan koop nie. Jy kan nie die vergewingsgesindheid, jy kan die genade van God nie deelagtig word deur goeie werke en deur godsdiens nie. Dit ruk my in die hart as ek baie keer evangelisasie gedoen het en ek vra vir mense, is hulle saak met God reg? Het hulle al bekeer tot God? Dan sê hulle vir my, ek het my kerk en ek het my dominee. En weet jy, ek is nie so 'n slegte mens soos mense sê nie. Ek gee geld vir die kerk. Ek gaan dan so nou en dan kerk toe. Ek doen goeie werke. Nie uit die werke nie, sê Efesiërs 2 vers 8, maar deur die geloof in wie? In die Here Jesus Christus alleen. Vriende, is jy enigiets gebruik om in die hemel te kom, dan sê jy, Jesus Christus is nie genoeg vir jou nie. Hoor jy wat ek sê vanmôre? Die Paasnaweek praat van dat die Seun van God genoeg was om die prys van sonde te betaal.
Romeine 3 sê, want almal het gesondig en in breek aan die heerlikheid van God, so ons moet nie reken, soos wat ek vir baie jare, ek 28 jaar gereken, ek is gebore in 'n Christelike huis, met Christelike ouers, ek het van kindsbeen af, het my ma vir my die Bybelboek gelees op my bed, ek op my kniegies gegaan langs die bed en vir Jesus gebid, voor ek gaan slaap, ek het sondagskool gegaan, ek het gekatkeseer, ek is aangeneem en voorgestel, maar 28 jaar later het ek Here Jesus eers ontmoet as my persoonlike God en verlosser. Deur die geloof kon ek my sonde bely en hom aanroep as my God en verlosser. Ek was verlore met al my godsdiens, met my Christelike huis, met my Bybeltjie lees en my kniegies al langs die bed. Dit was alles verniet. Want dit was net Jesus. Jesaja 53 sê, ons almal het gedwaal soos skaap, ons elkeen het sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Vriende, wat beteken dit? Ons verdien. Die loon van die sonde is die dood, en as hy praat vandaag Romeine 6, die loon van die sonde is die dood, dan praat hy van die tweede dood, die dood van die hel. Dis wat die loon van die sonde is. Dis waar die mens homself bevind, as gevolg van die sondeval. Op pad hel toe. En geen kerk en geen dominee kan jou red nie. Nie godsdienst kan jou red nie. Nie eens om te sê soos baie ander gelowe, daar's baie ander gelowe vriende wat ook sê ja, ons glo ook in daai Jesus wat julle aanbid. Maar Jesus sê selfs die duiwel glo in God en hy sidder. Hy gaan nie hemel toe omdat hy glo in God. Daar sê jy moet God aanneem as jou persoonlike God en verlosser. Hoe? Deur die geloof. Saligmakende geloof waar jou absolute vertroue in die Here Jesus Christus praat vir jou saligheid. Waar jy besef daar is niks en niemand, geen kerk, geen gebruik, geen werk wat ooit dit kan doen nie, maar net die Here Jesus se kosbare bloed wat jou kan vergewe, wat vir jou vergifnis kan skenk, wat jou regverdig kan verklaar voor God en die wedergeboorte jou kan skenk, waarsonder jy die koninkryk van God nie sal sien en nie sal ingaan nie, sê die Here Jesus in sy eie woorde in Johannes 3 vers 3 en 5. En dit is die enigste weg tot saligheid. 1 Korintiërs 1:21 lees ek, want aangesien die wysheid van God die wêreld en die wysheid van God nie geken het nie. Wat sê dit in Boer-Afrikaans? Ons is te slim vir onsself, dis die probleem. Ons dink, ons kan God uitredeneer. Ons dink, ons kan ons in die hemel met slim praatjies inwurm. Het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking te glo en te red? Nou, hier staan 'n eenvoudige mens met menslike woorde en preek vanmôre van 'n kansel af. Ja, hierdie dwaasheid van menslike woorde, dit is wat mense red deur God. Mense soek wonderwerke. God sê ek het gekies dat daar manne en vroue sal wees wat my paas lam sal verkondig. Dis hy wat red. Dit is die weg tot vergifnis. Kolossense 2:13, en julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees. Hy het saam met hom lewend gemaak deur hulle misdade nie toe te reken. Hy het hulle vergewe, sê die woord. Vergifnis, vriende, vind alleen. Vergifnis van sonde alleen deur die bloed van die kruis. Deur Jesus Christus. Dis die weg tot God. Handelinge 4:12 sê, en die saligheid is niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel en onder die mense gegee, waardeur ons gered moet word nie. Hoor mooi, gered moet word nie, vers 13. Maar nou is Christus Jesus, het julle wat vroeër ver was naby gekom, deur die bloed van Jesus Christus. Die krag lê eintlik in die bloed van die lam. Ou Testamenties het hulle die lam geslag. En daar was nie die lammetjie wat hulle die bloed gebruik om alles te besprinkel en toe te pas tot vergifnis. En so lê die krag van vergifnis in die bloed van ons Here Jesus Christus. En o, vriende, het hy nie bloed gestort vir jou en my nie. Die wetenskap en die mediese beweer, dit net met die geeseling, wat van voor en agter sy vel en sy vleis van hom afgeruk en gestroop is,
moes hy so baie gebloed het, dat hy al daar gesterf het. Die meeste gevangene wat gegeesel is, het nooit by die kruis uitgekom nie. Hulle het al gesterf, terwyl hulle net op die rug al geslaan is. Die skok daarvan, nie eens te praat van die bloedvloei nie, het hulle al klaar laat sterf daar. En hy het nie soos 'n mens gelyk nie. Daarom toe hulle daai spies in sy sy terug, daar bloed en water uitgekom, daar was omtrent nie meer bloed nie. Want sy bloed het hy gestort vir jou en vir my. Ja, dis die weg tot saligheid, die kruis van Jesus Christus, die weg tot hemel, sê Johannes 4 vers 5. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar U gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? En Jesus antwoord hom, mooi 6, vers 6 van Johannes 14. Hy sê vir hom, Johannes, of vir Thomas, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my. Vriend, daar is nie 'n ander weg tot redding van jou siel en tot wedergeboorte. Geen kerk, geen godsdienstige gebruik, geen besprenkelings, doop of onderdompeling, geen kerklike gebruik. Hoor wat sê hy? Behalwe deur my. Dis net Jesus. En hy het met sy bloed betaal op Paasnaweek aan die kruis. Dit is die weg tot vrede met God, Romeine 5:1. Omdat ons dan in die geloof geregverdig is, het ons vrede by God. Regverdigmaking. Om vrygestel te word. Dis 'n wetlike term. Dis soos wat iemand jou aankla in 'n hof, en daar's 'n aanbevelingsskrifte teen jou, en die regter krap dit dood, en hy verwyder die aanklag teen jou. Dis wat regverdig. En Jesus Christus in sy bloed, die enigste manier hoe jy regverdig kan word van jou sonde. Die enigste manier hoe jy vergifnis kan ontvang van jou sonde is deur die bloed. En hy, die Seun van God, se bloed regverdig jou van jou sonde. Daai prys wat jy eintlik moet betaal, die dood. Maar om regverdig te word deur die kruis van Jesus, om kind van God genoem te word. Hoor sê Romeine 5:9, veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Wat is 'n toorn? Die toorn van God, toorn die hel. Hoe? Deur sy bloed, Romeine 5 vers 9. Ek wil dit weer lees. Veel meer dan sal ons nou, dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. As Paasnaweek nog nie die belangrikste naweek van naweke in jou lewe is nie, dan is jy nog onder die toorn van God. En is dit tyd geword om te gaan na die kruis. Vind daar is net twee groepe mense in hierdie wêreld, sê die woord. Lukas 23 vers 42, en Jesus sê hy vir Jesus, dink aan my Here wanneer jy in die koninkryk kom. En Jesus antwoord my, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dis die een groep. Die woord sê Matteus, want nou is die poort en nou is die weg wat na die koninkryk van God lei, en min is daarop. En dan is daar die ander groep, vers 39. En die een kwaaddoener was opgehang, het hom gesmaad en gesê, as hy die Christus is, verlos jouself. Ja, selfs in sy sterwensuur verwerp hy die lam van God. En breed is die poort. En breed is die weg wat na die verderf lei. Nou hierdie skrikwekkende woorde. En baie is daarop. O vriende, aan watter een van hierdie twee groepe mense behoort jy? Vanmôre, terwyl ons nou Paasnaweek vier.
Wat is een van hierdie twee groepe behoort? Dis net een van hierdie twee. Daar is nie sogenaamde goue middeweg nie. Jy behoort, jy is op die breë weg of jy is op die nou weg. Of jy gaan in by die breë poort of jy gaan in by die nou poort. Of Jesus Christus is jou enigste God en verlosser en hy het jou vrygekoop met sy bloed, of jy staan nog en jy hou vas aan jou godsdiens en jou oorlewering, jou tradisies of wat ook al. Of hierdie naweek, en hierdie dag, wat ons vandag vier, Paasvrydag, toe die Seun van God gekruisig is, vir my, en vir elkeen, wat hom, as hulle persoonlike God en verlosser aangeneem het. Hierdie naweek, is vir my, hierdie naweek het hy met sy bloed betaal, vir my, my sonde vergewe, my regverdig verklaar voor God, ja, vir my die wedergeboorte geskenk van Johannes 3 vers 3 en 5, waar sonder ons die koninkryk van God nie sal sien of sal ingaan nie, vir my, deur die bloed van die lam van God, Jesus Christus. Dis waaroor Paasnaweek moet gaan. Ek wil uitroep uit my hart, wanneer gaan die wêreld, maar meer, kom ons trek het nou, wanneer gaan Bloemfontein weer terugkom by die kruis? Wanneer gaan ons Afrikaner volk van Suid-Afrika weer terugkom by die kruis van die lam? Dis alleen daar waar ons oplossing lê. Dis alleen daar waar die krag van God geopenbaar word. Waar die krag van die kruis van ons Here Jesus Christus. Mag die Here ons genade gee, dat hierdie dag, wat op hierdie dag gebeur het, vir ons heilig sal wees. Nie op hierdie Vrydag en op hierdie dag, op hierdie datum nie, maar elke dag van my lewe. Om elke dag my hart gevul te wees met dankbaarheid, Here Jesus, my lam, wat vir my geslag. Om elke dag in dankbaarheid te lewe, dat hy vir my die prys betaal het, die volle prys. My vriende, Jesus Christus se prys aan die kruis was genoeg, was volmaak. Daarom kon hy sê, dit is volbring. Alles wat nodig is, vir my as 'n nietige mens, om gered te word van die hel, het Jesus gedoen aan die kruis. Dit is volbring. Mag die Here vir u en vir my genade gee. Kom ons bid saam. Here, o Here, my hart is gevul met dankbaarheid. Dankie dat ons hierdie dag vandag kan herdenk, hierdie Paasnaweek, Goeie Vrydag. Toe u met u eie lewe, met u kosbare bloed, ons verlos het van die toorn van God oor die mag van sonde, van die mag van die bose, vir hulle wat die aanroep deur die geloof as persoonlike God en verlosser. U sê, dan gee u vir ons die mag, deur die bloed van die Seun, om kinders van God genoem te word. O Here, ek dank u, dat die kruis, dat die bloed van die lam van God, Jesus Christus, vir my, genoeg was, en genoeg is, elke dag,
vir vergifnis van sonde. Om in 'n verhouding met U te kan staan as my God en Verlosser. Dankie dat ek U kind kan wees. Dankie dat ek as gevolg van hierdie dag, soos baie ander kinders van God met 'n verwagting in die hart, dat as U sou kom deur die dood of deur die wederkoms, dat ons ook soos wat die Here Jesus vir daai man aan die kruis gesê het, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. O Here, waar na is dit nie om na uit te sien nie. Om saam met U in die paradys te wees. Dankie Here vir die mensies wat opgekom het na die huis van die Here vandag. Dankie vir al die kerke daar waar mense nog U geëer het vanmôre. Met respek en uit eerbied en uit liefde. Hierdie dag te wy aan U. Om dankie te sê vir dit wat U vir ons gedoen het. O Here, ek bid vir die redding van kosbare see. Daar's nog so baie wat buite staan, Here. Ek bid vir hierdie wêreld wat vasgevang is in sonde. Dat hulle Jesus Christus sal ontmoet. Here, ek bid vir my eie land, Suid-Afrika, ek bid vir my eie volk, die blanke Afrikaners. O Here, dat hulle sal kom na die lam, die paaslam van God, Jesus Christus, ons Here. Amen. Baie dankie vriende, mag hierdie dag waarlik geniet saam met U geliefdes en U dierbares. Amen.